Goeiedag agter kykers, ons is baie bly dat u weer by ons ingeskakel is en kyk na die tweede program, die onderhoud wat ons het met dominee Helgaard Janse van Rensburg. Hy het so interessant gepraat, ons kon nie met die eerste onderhoud alles deurgepraat kry nie. Ons het hom weer hier vandag, ons sê vir u baie dankie, baie welkom hierso. Jy praat soos 'n geskiedenisboek en ons moet dit vaslê dat mense verstaan. Ek het so baie geleer wat ek nie van geweet het by ons eerste onderhoud nie. Jy weet, ek kom ook al 'n lang pad met hierdie, ek wil amper sê, doeleringsbeweging of die regsinnige beweging. Ek onthou, ek was nog in gesprek met Pieter Pelser. Pieter Pelser het hierdie boek geskrywe en die titel hiervan is NG Kerk reformeer of disintegreer. Die krisis in ons kerk, in die greep van dwaalleringe, waarvan byna niemand iets weet nie. En dan sê hy onder 'n boek vir die bekommerde lidmaat wat 'n pad soek uit die moeras van teenstrydighede en onsekerhede. Nou hierdie boek is geskryf in 2005, dit is nou 20 jaar gelede. En die was eintlik profeties gewees van wat hy gesien het gebeur en wat gaan gebeur. Hy noem hier so aan die boek Evolusie die bron van teologiese verval en hoe mense nie meer glo in Genesis nie. So dit is my baie interessant, ek kom al 'n lang pad en ons het baie briewe geskrywe en die sistematiese stadige afdwaal en die insuiwering of moet ek sê die insuur van dwaalleringe in die NG Kerk. En deesdae weet baie mense, maar nog nie almal nie. En dis waaroor ons nou praat. Nou ons het met die laaste opname het ons gestop hierso by die jaar 2015 daar rond en al die groot gebeurtenisse daarna. Nou is daar nog 'n bietjie meer tyd wat jy kan uitwy daaroor. Ons sê vir die dankie laat jy bereid is vir 'n tweede opname en vir ons meer kan inlig en die kykers kan inlig en almal NG lidmate en nie NG lidmate wat gebeur en waarop hulle moet na kyk en besorg wees en laat hulle kan onderskeid tref tussen waarheid en valsheid en die pad van die waarheid volg en nie die wye pad van dwaallering volg. So baie dankie dat jy weer 'n tweede keer hierso kan by ons wees. Nee, baie dankie, dis 'n voorreg dat ons kan aansluit by wat ons laas mee klaargemaak het. Ek dink my vrou sal nou sê, ja, tipies. Sy sal gewoond as ek eers begin praat oor die goed wat gebeur het, hier sedert 2013, 2014 in die kerk, dan het ek 'n lang asem. En wat mense het so baie om te vertel. Ja. Mense het regtig baie dinge beleef, wat ek wil waag om te sê vir my geestelik traumaties was. So ek gaan so net weer 'n trekkie teruggee en dan gaan ons die pad probeer loop tot waar ons dan wel nou staan. Ja. So as 'n mens nou teruggaan, dink ek die beste plek is om te begin. Ek het taamlik aan die einde van die vorige gesprek daarna verwys wat by 2013 se synode gebeur het. En dit is so dat daar verskeie goed was. Mens dink aan die saamwoon, die besluite oor die duiwel, ek weet die artikel 1 wat die Bellaar-belydenis, dit was alles goed wat ek sê omstrede in daardie tyd was, wat die ouens hulle wenkbroue laat lig het, wat gemaak het dat daar debatte was ensovoorts. Maar ek dink die saak wat nog steeds die meeste in die nuus gekom het, was die hele kwessie van homoseksualiteit en homoseksualisme en selfde geslagverhoudinge, wat dan 'n moontlike uitvloeisel daarvan kan wees. En dan natuurlik ook die aandrang die hele tyd, dat daar oor en oor vir die kerk gesê is, maar julle moet 'n standpunt inneem oor die goed. Die druk van die gay lobby. Ja, nou vir my was dit 'n probleem, dat ek baie keer gevoel het, maar die kerk het mos 'n standpunt ingeneem. Ja. Maar julle hou nie van die standpunt nie. Nou kom julle aan mekaar en julle kom vra ons moet standpunt inneem, want julle wil eintlik hê ons moet 'n ander standpunt inneem. Karring aan die ding. Ja, so oor en oor. En as jy dan nou daarteen gepraat het, dan is jy dadelik gesê jy's liefdeloos. Maar
ek is net bevrees, ons is ook maar baie keer met groot liefdeloosheid behandel, wanneer ons enigstens gewaag het om 'n Bybelse standpunt te probeer stel. Maar goed, kom ons gaan terug na 2013. En ek wil weer, ek het dit die vorige keer ook genoem, die 2 belangrike besluite wat in 2013 oor homoseksualiteit en selfde geslagverhoudinge is, wil ek net weer herhaal, want dit is die vertrekpunt van waar daar groot probleme, ek kan amper sê dit was die wegspringblok wat op die ou end gebruik was. Die een besluit was baie positief en ek kan nie anders as om te sê, maar dit is hoe dit hoort. Die Algemene Sinode bevestig dat die besluit van 2007 oor homoseksualiteit geneem is na deeglike, eksegetiese en teologiese studie. Dit is belangrik, daardie woorde. Dit behoort eintlik, wil ek amper sê, die boorskrif of die onderskrif by elke enkele besluit wat die Sinode neem te wees. Dit is hoe dit behoort te wees. Nou word daar gesê, dit is wat gebeur het en ek weet dat 2007 se besluite het 'n soortgelyke besluit ook as die eerste ene gehad. Dit sê ons neem die volgende. En dit was die gedagte dat alles wat tot dusver besluit is so besluit. En dan, saam met dit, die volgende besluit, die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASM om in voortsetting van die 2007 verslag oor homoseksualiteit 'n studie te doen oor die status van selfde geslagverhoudings in die lig van die skrif en die gereformeerde tradisie. Nou by my was daar baie groot begrip vir hierdie tweede. Ek gaan sê wat het by die Sinode gebeur en ek weet ek praat nie uit die huis uit as ek dit sê nie, want die Sinode is 'n oop vergadering, so dit was reeds in die openbare domein, dit wat ek nou vertel. Daar was 'n afgevaardigde by die 2013 Sinode wat toe hele debat van homoseksualiteit, selfde geslagverhoudinge weer aan die orde kom, gesê het dat sy persoonlik sit met 'n probleem. En dit is dat sy het 'n seun wat homoseksueel is en hy het nou 'n lewensmaat, 'n manlike lewensmaat. Maar sy het 'n dogter wat heteroseksueel is. En die dogter het gesê, maar sy en haar kerel wil nou saam intrek. Toe sê sy vir haar dogter, maar jy kan nie by jou kerel intrek, of hy kan nie by jou kom intrek nie. Toe sê sy, maar hoekom nie? As my broer by sy partner kan bly, hoekom kan ek nie? Toe sê die ma nog, wat moet ek vir my kind sê? En dis daai praktiese tipe vraag, wat vir jou laat vra, maar hoe moet ons hierdie goed beoordeel? Is saamwoon dieselfde as selfde geslagverhoudinge, of wat is die status? En dit ook kom die studie, wat nou geloods moes word, maar verskriklik belangrik. Dat toe die opdrag aan die ASM gegee is daar gesê, gaan doen dit, en ek lees dit weer, in die lig van die skrif en die gereformeerde tradisie. So die oomblik, ek was by die Sinode, toe ek dit lees, toe besef ek, maar dit gee vir my 'n gerusheid. Dat daar moet by die skrif begin word, en as ons praat van gereformeerde tradisie, het daar 2 dinge by my opgekom. Die een is ons belydenis skrifte, maar dan sou ek ook gedink het, dat 'n mens sou verwag het, dat die studie sou ook, sê nou maar die gereformeerde kerk geraadpleeg het. Hulle is tog saam met ons deel van die gereformeerde tradisie. Ja, absoluut. En tussen ons en die hervormde kerk en die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, is daar tog ook 'n tussenkerklike kommissie. So mense sou gedink het, hierdie debat behoort hulle dan ook te betrek. Kry 'n bietjie wyeer input, né? Van soortgelyk denk dit is van die ander mense ook. Ja, maar wat spesifiek van ons gereformeerde tradisie deel is. So, met dit is ons toe nou huis toe, en toe in die tussentyd gebeur daar toe nou iets, naamlik, dat ek word toe nou ook deel van die Algemene Sinode se moderamen, in die algemene volksmond bekend as die ASM. En so is daar toe 'n vergadering van die ASM in Pretoria, maar die vergadering het spesifiek plaasgevind in Mamelodi. So vir my was dit nogal 'n
'n besondere ervaring. Jy bly in die stad, maar jy gaan daar, waar ook van ons dogterkerke, wat nou susterskerke geword het, waar hulle veld nou eintlik is. Die ou NG Kerk in Afrika, die ou Sendingkerk, wat ook nou die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika is. Goed, nou soos in daai omgewing. Maar in elk geval, tydens die ASM-vergadering, is daar toe een van die lede van die tydelike taakspan wat nou hierdie studie moes gaan uitvoer vir die ASM, wat toe kom verslag lewer. En hy kom rapporteer toe en sê dat die vordering met hulle studie was nou nie heeltemal na wense nie. Hy het nou van die faktore genoem wat alles 'n rol gespeel het. Toe sê hy, hulle is nou nog besig, maar hy noem toe 'n ding wat 'n mens se hare bietjie laat rys het. Hy sê toe, daar's 'n groot moontlikheid dat hierdie verslag met aanbevelings of goed gaan kom, wat mense gaan ontstel. So hy het eintlik al vir ons gesê, hier kom moeilikheid. Ja. Ek hoor dit, toe ons daarna 'n breek het, 'n teebreek of iets, toe gesels ek met die destydse algemene sekretaris, Dr. Kobus Gerber, het was nog so voor in die lokaal waar ons vergader het. En ek sê toe vir hom, Kobus, as die NG Kerk selfde geslagverhoudinge aanvaar, onthou ek was nou by 2007, ek weet wat die besluite van 2007 is. As ons nou iets anders gaan besluit, dan gaan ek loop, ek gaan die NG Kerk los. Dat is weer onuithoudbaar. Ja, dan is dit vir my 'n breek. Ja. En ek kan so goed onthou sy gesigsuitdrukking. Sy oë het letterlik vergroot. En hy het vir my gekyk en vir my sê, sal jy regtig? Toe sê ek vir my, gaan loop. Ek kan mos nie in 'n kerk bly wat nie meer aan die Bybel gehoorsaam is. Onskriftuurlik is. Ja. In elk geval, ek is toe met 'n kommer huis toe, en so kom daar toe 'n later geleentheid, ASM vergader weer, en toe ontvang ons wel 'n skriftelike verslag. En toe ons die verslag ter tafel neem, lees ek hom deur, en toe is dit vir my opvallend. Die verslag maak melding, hulle het sielkundiges en sosioloë, hulle het byeenkomste in die Kaap, en ek dink Johannesburg en Pretoria gehou, oral byeenkomste gehou, en homoseksuele mense is uitgenooi, hulle ouers en ander familie is uitgenooi, met ander allerhande belanghebbendes. Die humanistiese invloed. Ja, dit is, nou ek het nie 'n probleem dat ons ook hoor wat hulle sê nie, maar, en dis wat ek gemis het, niks oor die skrif en die gereformeerde tradisie. Die vertrekpunt, die basis is nie korrek nie. Dis waar my probleem toe gekom het. Ek het toe dadelik gesê, maar ons kan nie dit na die algemene synode toe. Bro, ek gaan dit nie, my handtekening daaronder sit, as deel van die ASM nie. In elk geval, daar was nog bietjie pogings gewees om te sê, maar kom ons sit dit maar deur, maar op die ou end was die algemene konsensus. Hierdie verslag moet terug na die tydelike taakspan, en hulle moet gaan uitvoering gee. Maar in die tussentyd, is daar ook 'n uitnodiging gerig. As daar van ons is wat, op dit wat ons nou reeds het, kommentaar wil lewer. En ek weet, daar was ten minste 3 negatiewe kommentare wat ingekom het. Een was van myself, ander was van Dr. Johan Ernst, en die ander was van professor Johan Janse van Rensburg. Ons het 'n kommentaar ingestuur. Toe by die volgende ASM, toe kom daar nou 'n opgedateerde verslag. Plus nou ook hierdie verslag wat uit die kerklike geleedere gekom het. En toe die verslag in behandeling geneem word, gaan kyk ek dadelik weer. En toe sien ek, nou is daar daarom so 'n paragraafie oor die skrif in die gereformeerde tradisie. So maar eintlik niks. Wat niks beteken nie. En op die oomblik het ons weer daaroor gepraat. Langs my nog het 'n persoon gesit wat 'n groot voorstander, maar openlik voorstander. Ek praat ook nie nou iets wat eintlik 'n geheim is nie. Die persoon is absoluut 'n kampvegter vir
selfde geslagverhoudinge. Die persoon het langs my gesit en ek gesê, maar dit is mos nie wat die synode in 2013 besluit het. So selfs hy besef het toe. Ja, die persoon het onmiddellik gesê, gee toe. Ai. En so besluit die ASM toe. Maar kom ons gee nogtans hierdie verslag vir die algemene synode, want daar's nou kort tyd. Dit sal nou deel uitmaak van die laat agenda wat uitgestuur word. En toe word daar ook ooreengekom, hierdie kommentare wat nou ingekom het, gaan nie nou vir die algemene synode gegee word nie. Net hierdie verslag, maar belangrik, met die aanbeveling dat die algemene synode herhaal sy opdrag. Met ander woorde sê weer, ASM gaan doen 'n studie. En dan, en dit is hoe ons met mekaar daar ooreengekom, Om dit skriftuurlik te behou, om die vertrekpunt skriftuurlik te maak. om dit te doen. Ja. Met ander woorde, gaan voer nou die opdrag volledig uit. Ja. En dan kom julle terug by 'n volgende Ja, synode. ja. En dan sal ons die ding nou in sy geheel. En toe wat daar ook nog ooreengekom, dat hierdie kommentare wat nou ingekom het, gaan nie ingesluit word by die verslag nie. Die bedoeling is, as hierdie opdrag herhaal word, en die ASM met sy taakspan gaan werk nou verder, dan kan hulle nou hierdie kommentaar ook gebruik in hulle verdere studie wat hulle doen. Net soos wat hulle die kommentare wat van ander kante afgekom het, kan hulle mos nou alles deel uitmaak. En met daardie aanbeveling wat ons toe goedgekeur het, is ek toe met 'n groot gerusheid huis toe. Ek weet die Vrystaatse Moderame hou toe nog daarna 'n vergadering, en ek kan onthou professor Johan Jansen van Rensburg het so regs langs my gesit, en hy was bitter bekommerd dat die dinge by die synode gaan Lyk my ontspoor. het baie insig, né? Nee, hy het baie insig. Ja. Nee. En ek stel hom toe nog gerus en ek vertel hom wat gebeur het en ek sê vir hom, wees gerus. Hierdie synode gaan nie 'n ander besluit neem nie. Dit is wat op die tafel is. Hulle kan ons nou nie iets heeltemal anders kom besluit. Want die studie is nog nie klaar gedoen nie. En hy was baie skepties. En ek was baie oortuig. Alles sal goed gaan. Ek weet ek self het ook daardie Sondag in Pretoria aangekom het by die algemene synode. Toe ontvang ek nou hierdie laat agenda, die addendum by die oorspronklike agenda. Weer 'n stewige boek. En ek moet eerlik wees, as jy daar aankom in 'n uur of 2, 3 later vergader jy het nie tyd om dit deur te werk. Wat nie? So, ek wil aanvaar, die meeste mense wat daar aangekom het nie werklik tyd gehad om dit deur te gaan. Absoluut, ja. Maar in elk geval so onvoorbereid, gaan ons nou die aand na die opening, dis 'n diens met ook 'n nagmaal in die Pretoria Oos Kerkgebou, daar oorkant Loftus. En sommer uit die staanspoor word daar in die prediking gesê dat soos wat die Here met die geslagregister van die Here Jesus vir 'n Hagar en 'n Rut en vir 'n Maria gebruik het, die tyd nou gekom dat ook homoseksuele mense moet deel uitmaak. En word daar duidelik gesê, hierdie perke wat ons geplaas het met ons vorige besluite, kan tog nie bly staan nie. Ai. En ons stap die aand daar uit, ek en ek glo baie van die afgevaardigdes is baie bekommerd. Hoekom word dit nou gesê? Wil sag te maak, nie? Ja, Allemaal sag te hoekom maak. nou? Ja. Jog, ek weet ek het daarna gepraat met van die ander afgevaardigdes uit die Vrystaat wat baie ontsteld was, wat gesê het, joh, dit kan tog nie gebeur nie. In elk geval, so gaan ons toe die volgende oggend, met die opening, toe sien ons, en ek miskien net dit sê, die eerste 2 dae se openinge, was daar glad nie die skrif gelees nie. Dit was amper sê 'n praatjie wat aangebied is, 'n boodskap, amper sê, ja, noem dit 'n oordeenking, Motiveringspraat. ja, so in die algemeen. Ja. En terwyl die openinge plaasgevind het, so aan die een kant van die verhoog, was daar 'n kunstenaar besig met skilderye. En iets wat ek glo nie almal raak gesien het nie. Ons moet altyd onthou wat hulle in die sielkunde ook praat van suggestie.
Daai wat jy 'n ding hoor of sien en jy besef nie regtig nie, maar hy plant tog 'n ietsie in jou onderbewussyn. Hulle praat net van subliminal, né? Ja, Sweets, laat hulle, ja. daar gebeur dit toe. Hulle is besig met dit. En ek weet, ek het op 'n stadium vir 'n kollega gesê, sien jy wat daar gebeur? Die een skildery was 2 sulke groot rotse of iets, met 'n pink kerkgebou agter dit, en met die deur en dan 'n klomp linte Haai, hier na vorentoe. ja. Ek sê van wat jy gesien, daar, hy sê ja, kerk, hoekom? Ek sê, jy gekyk na die kleure van die linte, Ja. dis die pride kleure. Hy sê, wat? Ek sê, is die pride kleure. Hy sê, dit kan seker nie wees nie. 'n bietjie later toe ons tee drink, kom hy by my aan met sy selfoon. Sê nie, ek het gekontroleer, dis presies dit. Haai. Met ander woorde, baie subtiel is daar 'n beïnvloeding. Die boodskap, die skildery, ons het gesien van die ander skilderye ook, wat ook die kleure, weliswaar effens verdof, nie skel nie, maar tog ook. En soos wat die aandafsluitings en die volgende temas by die openinge en die afsluitings aangebied is, word oor en oor die agenda gedryf. Toe gebeur daar 'n vreemde ding ook by 2015. Behalwe nou, daar's mense met plakate, daar's mense met teehemde, party het nou die bekende teehemd gedra, wat swart is, met die pride kleure, liefde is liefde, wat daaronder staan. Ander weer was hempies gewees waarop agter gestaan het, ek is die ouer van 'n gay kind. 'n gelowige kyker. 'n gelowige kyker, ja. So dit is daar en dit is in sig. Dan was daar ook 'n klompie mense wat self erkende homoseksuele mense is, en hulle het eenkant op die galery gesit, en ek het nie 'n probleem dat hulle daar was nie, regtig nie, en maar so gaan die synode toe aan, en toe hier word dit aan die orde gestel dat ons net so 'n bietjie praat oor die saak. Maar voordat ons nou vreeslik verder daaroor moet praat, wil die voorsitter net voel, wat is die gevoel in die vergadering, hy wil dit bietjie toets, en toe laat hy Stromwoud wat hulle al van praat. Ja, kom ons hou net 'n stemming. Nou daai stemming, as ek reg onthou, was die stemtelling 'n verskil van 6. Met ander woorde, as 4 mense aan 'n kant toe gestem het, dan was die beslissing aan 'n kant toe gewees. So dit was baie kop aan kop gewees. Maar toe nou ten gunste van selfde geslagverhoudinge. En ek was selfs toe nog taamlik gerus dat met sinvolle debat, en dan natuurlik ons aanbeveling, die studie moet herhaal word. Hier behoort mos nou niks snaaks te gebeur nie. Maar goed, met dit is daar toe nou onmiddellik sprake van nuwe voorstelle wat op die tafel gaan kom. Daar word gereël dat die voorstelle sal nou moet in ag neem wat hierdie vreemde stemming so pas aan die lig laat kom het. Ek het nog nooit in my lewe gehoor dat 'n meerdere vergadering soos 'n synode hou 'n amper sê 'n formele stemming sonder dat 'n voorstel op die tafel is nie. Want jy moet tog 'n voorstel wat gesekondeer is op die tafel. Absoluut. Daar was nie so iets nie, dis net ek toets die gevoel. Bitter gevaarlik. Maar in elk geval, dit sou nou die res, nou ons weet toestaan nou verder, daar's 'n spannetjie aangewys wat nou sal verder gaan formuleer aan goed. In die tussentyd, ons weet, en ek sou name kon noem wat ek liefs nie gaan doen nie, ons weet van mense wat daar opgedaag het, met 'n reeds uitgewerkte stel voorstelle. Ons het die papiertjies onder die oë gehad, hoe hulle dit onder mekaar gestuur het, want hulle was saam met ons aan die tafels. So die goed het gebeur. Goed, in die tussentyd het ons ook 'n ander ding agtergekom, met die wat ek nou betrokke was by die ATR, het ek ook deel uitgemaak van die tydelike taakspanregte, wat nou die kerkordelike sake by die synode hanteer. Dit het beteken
dat ons voor die tyd hanteer ons reeds byvoorbeeld die geloofsbriewe en sekere van die sake wat ons weet na ons kant toe gaan kom. En so gebeur het toe dan, ons kry die geloofsbriewe, ons sien maar hier is van hierdie geloofsbriewe wat nie in orde is nie. Hier's mense wat afgevaardig is wat nie mag afgevaardig word nie. Dit is mos 'n ernstige ding. Ons laat roep die algemene sekretaris in, Ja. Dr. Kobus Gerber. Ja. Ons sê vir hom, hierdie persoon kan nie 'n afgevaardigde wees nie. Hy sê, joh, hy het nou dit nie besef nie, maar hy onderneem. Ja. Hy sal dan vir die nuut verkose voorsitter dit sê. Ja. Dat hy net bewus is, maar die persoon kom nou van ver af, mens gaan nou nie die persoon terugstuur nie. Ja. So die persoon sal nou maar net as 'n waarnemer Ja. daar moet wees. Sal dus nie kan praat nie. Ja. Goed, so gaan ons in die vergadering in, en toe die vloer uiteindelik geopen word om nou rondom hierdie saak, dan word nou net eers 'n algemene debat gevoer. En daar staan rye mense by die mikrofone, wat almal wil praat. En op 'n stadium, hierdie persoon wat onwettig afgevaardig is, gaan staan ook. Ai. 'n ander lid van die tydelike taakspan regte steek hand op en sê, voorsitter, ek maak beswaar, hierdie persoon is nie wettig afgevaardig nie. Dit word geïgnoreer en die persoon gaan voort om te praat. 'n bietjie later in die vergadering is daar nog 'n persoon in 'n soortgelyke situasie, wat sonder 'n geloofsbrief daarop gedaag het, wat net gesê het, so en so moes hy wees, maar kan nie hy wees nie, ek is namens hom hierso. Ai. En kry 'n spreekbeurt. My wêreld. Met ander woorde, mense van buite die vergadering, wat my betref, onregmatig die geleentheid gee. Jy kan tog nie besoekers toelaat om aan 'n amptelike vergadering. 'n amptelike vergadering wat gekonstitueer het met wettige geloofsbriewe nie. Jy kan mos nie dit toelaat nie. Goed, uiteindelik het die debat geloop. Ons het agtergekom, dinge loop nie heeltemal lekker nie. En die donderdag is daar toe 'n persoon uit die Vrystaat wat vir my sê, baie bekommerd. Was 'n vroue afgevaardigd wat sou sê, onder die vrouens, daar waar hulle nou saam is, kom sy agter van Sondag tot nou, het daar 'n aanpassing gekom in hulle oortuiging. Dat van hulle sê, ja, hierdie, ek wil sê die diens, die wydinge, die skilderye, die praatjies, die geleenthede wat daar teenoor die homoseksuele persone baie emosioneel verskoning gevra is, vir hoe hulle behandel is. Dit alles het begin om soort van onder die mense se vel in te kruip. 'n bietjie van 'n skuldgevoel en ja, en ek amper sê dat sagte, nou ek het geen probleem dat ons deernis moet hê nie. Ek het geen probleem nie. Ek sê ook nog altyd, ons moet vir mense lief wees, ongeag hulle herkoms of dinge wat hulle doen of gedoen het of wat ook al. Liefde moet grense kan oorsteek. Maar daardie liefde kan nie 'n streep trek deur Bybelse beginsels, deur Bybelse uitsprake nie. Die liefde moet Bybels gebaseerd wees. Ja, ek dink nou maar byvoorbeeld, ek het 'n kollega vir wie ek baie respek het, wat nou al gesê het, en ek sal dit altyd onthou, wat gesê het, as jy oor hierdie goed praat, moet jy altyd eers vra wat die skrif sê. Ja. En wat die belydenis op grond van die skrif sê. En as jy dit gehoor het, dan gaan jy na die pastoraat. En dan beoefen jy die pastoraat met liefde. Maar dan vanuit die Bybelse beginsel. Deesdae gaan ons eers na die sielkundige, die humanis, en so kom die wêreldse siening in en nie die vertrekpunt die Bybel nie. Ja. Maar goed, so het dit toe nou gebeur, dat uiteindelik het die stemming plaasgevind, en toe gebeur dit, ek weet ek het dit in die eerste praatjie ook genoem, dat toe die pro-selfde geslag verhouding besluit geneem word. Toe meneer Theo Dansvoos, voorsteller, ek as sekondant, het ons 'n voorstel ingedien, dat hierdie hele saak eers verwys word
na al die synodes vir kommentaar, vir hulle insette, met verslag terug voor implementering. Tot ons teleurstelling, die voorstel is nie aanvaar. Dit ten spyte daarvan, dat ons voorstel eintlik in lyn was met 'n 1994 algemene synode besluit. Ons onthou 94 was na die gebeure van die 80er jare, toe daar die skeuring gekom het van die NG Kerk en die Afrikaanse Protestantse Kerk. En ek dink, die kerk het op daardie stadium in sy wysheid en sy afhanklikheid van die Here besef, ons moet versigtig wees, ons kan nie die kerk laat net bly skeur nie. En toe het hulle besluit geneem, as iets omstrede is, of as iets 'n skeuring kan veroorsaak, moet dit liefs eers na die synodes toe gaan. En so dit was heeltemal in lyn. En hier kom die synode en verwerp die besluit. Wat 'n teleurstelling. Ek wil net sê, ek verstaan in 'n mate sielkundig hoekom dit gebeur het. Dis aan die einde van die vergadering. Die synodegangers is eintlik besig om op te pak. Party begin al kyk, ek moet lughawe toe. Ander weet, my rygeleentheid wag by die huis. Ja, die aktetassies is reeds toe, die agendas is klaar gewerk. Ek is nie nou nog lus vir debatte en vir besluite nie, laat ons huis toe gaan. Ek dink party het ook nog aan bomskok gelei. En dan natuurlik was daar die ander wat verheug was. So, ek dink mens kan dit verstaan. Wat ek wel moet noem, daardie aanbeveling van die ASM is nooit tot stemming gebring nie. Terwyl die kerkorde sê, dat die aanbevelings van 'n kommissie is die voorstel op die tafel. Dis die voorstel waaroor eerste gestem moet word. Daardie voorstel kan geamendeer word, maar jy kan nie 'n ding amendeer met 'n totaal teenstrydende voorstel nie. Jy kan hom hoogstens 'n bietjie aanpas, 'n bietjie vollediger maak, 'n bietjie panel beat. Ja, maar jy kan hom nie omkeer nie. As jy hom wil omkeer, dan stem jy net teen hom. En dan kan daar nuwe voorstel. Daai aanbeveling, en dit was kerkordelik 'n fout, is nooit tot stemming gebring nie. Met ander woorde, daardie belofte of onderneming wat ek byvoorbeeld by die Vrystaatse Moderamen gemaak het, het net in die niet verdwyn. Prof. Johan Janse van Rensburg was reg. Daar het moeilikheid gekom. Soos ek toe op die ouend uit die vergadering uit, afsluiting was ook weer daar in die Pretoria Ooskerkgebou gewees, en toe ek nou ingaan, ek moes so 'n laaste groete boodskap namens die Vrystaatse Kerk lewer, en toe ek nou daarmee klaar is, toe gaan sit ek op die plek waar ouderlinge normaalweg in die kerk sit, so voor in die ouderlingsbanke. En daar het ek my kop tussen my hande gesit. En daar het ek begin doleer. Ek het binnekant absoluut gesit en ween, gesit en huil sonder dat 'n geluid uitkom. Ek was stikkend. Ek wou amper sê, ek sit in bewe. Ek kan nie glo wat met my kerk gebeur het nie. Hoe kan 'n kerk wat nou die dag nog so besluit het, 180 grade omswaai? Van sterk skrifgetrou na heeltemal net die teenoorgestelde. En miskien omdat ek gesien het hierdie goed wat gebeur het, en ek besef het, dit was nie 'n eerlike proses nie. Dit was nie hoe 'n kerklike vergadering, 'n kerklike saak op 'n kerklike wyse moes hanteer nie. Hier was toegelaat dat manipulering en magte en kragte van buite invloed uitoefen. Terwyl ons eerder moes gesê het, kom ons raak net stil en hoor wat sê die woord. Wat sê die belydenis. Ek is daarna huis toe.
het gelukkig gereël, want ek weet gewoonlik, ons wat by die taakspan regte is baie besig tydens die synodes. En jy's vodda as jy by die huis kom. Toe het ek gelukkig gereël vir 'n afnaweek, en terugskouend besef ek, dit was 'n stukkie genade. Dit het my kans gegee om so bietjie die dinge te kon verwerk, te kon deurdink, daaroor te kon bid, met my vrou daaroor te kon praat. En op die ou end moes ek in daai naweek vir myself besluit, gaan ek doen wat ek vir Dr. Kobus Gerber gesê het, gaan ek nou bedank, want ek het vir hom gesê ek gaan dit doen. Of is daar 'n ander pad? Gaan ek vlug, of gaan ek veg? En ek wil nie pietisties raak of so nie, maar ek dink tog die Here dit op my hart gelê. Pak die stryd aan. En van daar af het ek die pad begin loop. Terug na my eie gemeente. Sommer die heel eerste Sondag wat ek weer op die preekstoel was, vir hulle vertel, baie kort wat gebeur het, en gesê presies waar ek staan. Ja. Daarna, by 'n kerkraadsvergadering, het ons met 'n deeglike aanbeveling van die dagbestuur van die kerkraad na hulle toe gegaan, en daardie aanbeveling was eenparig aanvaar, waar die kerkraad toe gesê het, hulle neem standpunt in teen die algemene synode se besluit. Baie kerkrade het ook Baie kerkrade het dit gedoen, ja. Ek weet in daai tyd, baie kerkrade het ook hulle besluite aangestuur na hulle synodes toe en ook na die algemene synode toe. So dit was 'n taamlike algemene ding, dat hulle dit so aangestuur het. In elk geval, toe is ek daarna genader, en ek en Dominee Theo Dansvoets mekaar gepraat, en toe besluit ons maar, kom ons volg die kerkordelike pad. Ons gaan dit nie daar los nie, en die aangewese weg is, of 'n gravamen, of 'n appel. Maar omdat ons al twee betrokke was by die ATR, met ander woorde, ons is al twee kerkordelik ingestel, het ons gedink, kom ons maak ons appel dat dit staan op twee bene. 'n proseduriele been, en dan op 'n teologiese, inhoudelike been. Ja, vir die fondasie. Ja, met ander woorde, dan gaan dit oor die skrif en die belydenis. Maar hier oor die proseduriele was toe nou 'n lywige ding, kan ek net sê, die hele appel was oor die 30 getikte bladsye. En dan was dit gewone spasiering, ek weet, regsdokumente, die prokureurs gebruik sulke groot, as die ding 100 bladsye, maar jy kon dit eintlik in 10 bladsye gesit het. Maar hierdie was 'n lywige dokument, waar ons al hierdie goed gewys het op, byvoorbeeld, die sprekers, die feit dat daar nie behoorlik skriflesing en gebed geopen is nie, dat die aanbeveling van die ASM nooit oorgestem is nie, so 'n klomp sulke prosedurele foute, en die manipulering wat in stryd is met die kerkorde wat juis bepaal, 'n kerklike vergadering. Mooi vasgelê. Alles het ons vir hulle uiteengesit. Dit is toe nou ingedien, en die algemene synode se appelliggaam is die ATR. En dit het toe nou gelei ook weer tot valse beskuldigings. Dat mense toe gesê het, ja, julle twee is lid van die ATR, en nou het julle eie appel ook hanteer, wat 'n infame leuen was. Hy was lidmate ook. Ja, nee, wat gebeur het toe? Ja. Die oomblik toe hierdie appel inkom, toe die hele ATR onmiddellik besef. Die ATR, soos wat hy saamgestel is, kan nie hierdie appelle hanteer nie, want behalwe vir ons twee wat die appel ingedien het, die res met die uitsondering van een, was almal by die synode. Hulle het met ander woorde almal alreeds vooraf kennis. Ja. Hulle was almal betrokke by die prosedures. Hulle het almal tydens die synode advies gegee. En so die ATR toe gesê, dit word ontvang, en sonder om dit te hanteer, word 'n aanbeveling aan die ASM gemaak, laat weet die synodes, hulle moet sekundie aanwys. En al die synodes het toe sekundie aangewys, behalwe nou die een wat nie nodig was nie. Sekundie aangewys, 'n nuwe ATR is saamgestel,
vir die hantering Ja. van die appelle. Ja. 'n ATR wat dus gesuiwer was, wat dus onbevooroordeeld die appel kon hanteer. Om 'n lang storie kort te maak, die appel van Dominee Dansvoos en van my is toe gehandhaaf, met ander woorde geslaag, Ja. op grond van die kerkordelike, die prosedurele argumente wat ons op die tafel gesit het hy toe geslaag. Die teologiese gedeelte, die skrif en die belydenis gedeelte, het hierdie appelliggaam gesê, hulle voel hulle nie bekwaam genoeg om daaroor 'n uitspraak te maak nie. Hulle verwys dit na die algemene synode in sitting, bedoelende dat die hele algemene synode daaroor 'n uitspraak maak. Ja. Maar op grond daarvan dat 'n appel werk so, al is daar net een argument wat op die tafel gesit het, wat sê, omdat dit gebeur het, is dit 'n onwettige prosedure, dan slaag die hele appel. Die appel het geslaag. Daar was ook 'n verslag by die 2016 synode wat dit vermeld het. En spesifiek gesê het, die res oor die inhoudelike, die teologiese inhoud, die synode moet daaroor praat. Nodig is om te sê, tot vandag toe, is daar nog nooit uitvoering daaraan gegee. Ai. Goed, ons is toe op pad, nou na 2016 synode, die appel slaag, maar by 2016 synode, na die gebeure van 2015, is daar toe, as ek reg onthou, oor die 600 bladsye, Ek het so gehoor. grafamina, beswaarskrifte, grafamina is maar beswaarskrifte en beskrywingspunte. So in 'n bundel saamgesit. Later op 'n CD ook gesit het ek hoor of so. Ek dink is later op 'n CD ook gesit, ja. In elk geval, ons weet dat die 2016 synode het die saak toe nou hanteer en op die ou end is daar toe nou nuwe besluite geneem. Besluite waarmee ek nou weer vrede kon hê en ek weet, ek het onder andere toe ek daarna op pad huis toe is, toe belle 'n koerant joernalisme en vra vir my, is ek nou tevrede? Toe sê ek vir hom, ja nee, ek is nou tevrede en ek hoop ons kan nou aangaan met ons bediening. Ek is daarna toe in die koerant bygekom deur een van die groot voorstanders vir selfde geslagverhoudinge, waar hy my toe sommer by die naam aangevat het en gesê het, hy wil maar net vir my sê, ons is nie klaar nie. Ai. En nou, ons weet toe wat toegekom het. Ja. Toe lei dit tot die hofsaak, wat toe teen die kerk gemaak is. En nou ja, met die hofsaak wat gekom het, was ek toe nou nog steeds by die ATR, kan maar sê die aanvang daarvan, sommer net interessantheidshalwe. Daar's toe aanspraak gemaak onder die PAIA-wet, dat daar toegang verkry moet word tot al die dokumente, en ek moes nog as skryba van die ATR, moes ek al die dokumente bymekaar maak, en in 'n bundel saamsit, sodat ons dit vir hulle beskikbaar kan gee. Ons het niks gehad om weg te steek nie. En ek geweet, een van die argumente wat hulle het, is om te sê, Dominee Theo Dansvoos en Dominee Elgard Jansen van Rensburg was op die tugliggaam, op die appelliggaam, en hulle mag nie daar gewees. Toe geweet, die notules sê baie duidelik, ons het die vergadering verlaat, en 'n ander persoon het waargeneem as skryba. Ek was nie daar gewees nie. So ek het niks gehad om weg te steek nie, ek het gevoel, ons integriteit word beskerm deur ons dokumentasie. So dit was vir my positief. Nou goed, ons weet die hofsaake toe plaasgevind, en dit het gegaan oor twee dinge. Die een was oor die reg tot appel, wat uitgedaag is, en die ander het gegaan oor die ongrondwetlikheid, om te sê, selfde geslag mense mag nou nie in 'n verhouding wees nie, en dan ook nie in die ampte dien nie, ensovoorts, wat nou, mens kan nou lank daaroor praat in regsterme, ensovoorts. Maar dit was die twee. Nou wat betref die kwessie van appel, daar sommer dadelik gekapituleer
vroeg in die hele proses, terwyl die ATR gesê het, hierdie saak moet verdedig word. Maar sommer vroeg in die proses. Ek kan ook maar net sê, daar was ook bedenklike inmenging van ander persone in hierdie proses. En die volgende wat ons sien, dat uiteindelik is die uitslag half op 'n skingbord aan die klaars gegee gewees. En ons weet waarna toe dit gelei het, na die 2019 besluite. Ja. Wat toe eintlik maar net 'n voortsetting was van die 2015 besluite, plus toe sommer ook by, gaan stel ook 'n formulier op. So dit was so half die kersie op die koek. Ja. En toe dan nou weer 'n bietjie woelinge was, toe 2023 synode, dit nou maar net verder kom bevestig. Amper sê, die bietjie twyfel van die goed is uitgehaal. Nou ons weet, en ek kan nou lank daaroor praat, wat nou nie, daar gaan nie genoeg tyd wees nie, dat daar was weer 'n keer in 2019 kerkordelike foute gemaak. Ongeagte. Ja, behalwe vir die manipulasie. Ja. Ek wil sê die hele proses van revisie, teruggaan, as jy revisie geneem het, wat 'n besluit geld dan? Miskien moet ek dit net kortliks sê. Die oomblik 2019 kom toe en erken op grond van die hofsaak, gaan toe oor kennis van revisie ensovoorts, dat die 2015 besluite is nie geldig nie. En onmiddellik vat hulle nuwe voorstelle op die tafel. Die oomblik toe hulle dit besluit het, was die geldige besluit 2007 se. Daar moes dus revisie gegee word, nie op 2015 se besluite nie, maar op 2007 se. Oorspronklike. En dit het nie gebeur nie. Ai. Dis maar een van die foute wat gemaak is. Ek het dit by 'n later geleentheid in 'n koerantberig of 'n artikeltjie, het ek dit net bietjie breër uitgestip. So dis die goed wat gebeur het. Nou goed, ons weet toe, die 2019 besluite het toe spontaan gelei tot die Moreletta beraad, Februarie 2020, waar behoudendes, treurendes, tolerendes by mekaar gekom het, spontaan. Ja. Vergadering gehou het, en waar ons vir mekaar gesê, daar is 'n paar opsies. En op die ou end het ons na al hierdie opsies gekyk, en ons het gesê, ons begeerte is reformatie van binne. Ja. So wat ons ook al wil doen, ons wil kyk wat kan ons gebruik. Ons wil die kerkordelike weë gebruik en enige ander moontlike iets. Ons wil hê die kerk moet terugkom Ja. na artikel 1, Ja. terug na die skrif, terug na die 3 formuliere van eenheid. En dan nie met hierdie tipe van ding, die skrif as die woord van God. Ja. Nie die skrif as woorde oor God. En dan kan ek maar selektief besluit wat beskou ek as gesaghebbend en wat nie. Die onfeilbare woord van God. Dis waarna ons wil teruggaan. Goed. Na die Moreletta beraad het die Kairos netwerk ontstaan en dit het toe so bietjie struktuur aan hierdie prosesse kom gee. In die tussentyd het al hoe meer gemeentes spontaan gedoleer. Hulle oë begin oopgaan wat hier aangaan. Want hulle sien die goed wat gebeur, ja. En toe aan die einde van daai jaar, op die Kairos netwerk se versoek, en nie soos wat in 2023 se agenda vir die algemene synode gestaan het, op die ASM se versoek, inteendeel. Op Kairos netwerk se versoek, is daar toe 'n gesprek met die algemene synode se moderaam en dagbestuur. By die ontmoeting met mekaar, het ons reguit met mekaar gepraat, gesê waar die probleme lê. En op die ou end, toe hulle hoor, dit gaan nie net oor selfde geslagverhoudinge nie. Dit gaan oor skrifbeskouing en skrifhantering. Dan gaan dit ook oor teologiese opleiding. Ja. En dan gaan dit oor kerkordelike prosedures. Onthou, die reg tot appel is weggeneem. Ja. En daar's 'n klomp kerkordelike foute. So dit is die 3 hoofsaake. Ons het aan die hand van 3 memoranda met hulle gepraat en ons het toe vir hulle gesê, ons gee vir julle die memoranda op skrif.
En die onderneming was, dit sal dan aan die hele ASM gegee word. Dan kan almal insaai en dan kan hulle besef, hierdie hele beweging, sal ek sê die Moreletta beraad, die Kairos netwerk, is nie net 'n anti-gay Is 'n groot beweging. stroming, Dis 'n stroming wat wil sê, kom ons gaan terug woord toe. Ja, En in elk geval, daai onderneming is nooit gestand. Hulle het gesê hulle sal dit voorlê en dan terugkom. ja, Vroeg die volgende jaar, ja, toe Frans vir hulle, kan ons weer praat. ja. Weer 'n keer op Kairos netwerk, toe het hulle met 'n uitgebreide afvaardiging gekom. En ons het weer oor hierdie goed gepraat, teologiese opleiding, skrifhantering en kerkordelike proses. Daar sekere ondernemings gegee wat nooit tot hulle reg gekom het nie. Toe ons daarna weer Frans wil praat, toe kry ons die antwoord, maar julle het nie locus standi nie. Met ander woorde, toe word 'n regsterm gebruik om eintlik 'n hulpkreet, 'n noodkreet vanuit die kerk, net Stop soort van te te sê, bly net stil. Weet, hou op term. Ja. Die interessante is, dieselfde liggaam wat vir ons sê, ons het nie locus standi nie, voer gesprek met die EFF. Ja, ek het daar gesien met Nou wil ek foto's. vra, Ja, hoe werk dit? Ek kan met 'n heeltemal buitekerklike instansie, hulle het genoeg locus standi. politiek. Ons weet in die verlede het politieke leiers Ja, het by synodes as gaste opgedaag en hulle is as eregaste ontvang. Wat was hulle locus standi? Daar selfs aan van hulle spreekbeurte gegee. Al is dit net om 'n groeteboodskap. As ons sê ons wil met julle praat, julle het nie locus standi nie. hulle weet ons verkeerd, hulle weet ons nie antwoorde nie, jy verstaan. Ja. Dit is die punt. Goed, en so dat dan nou gebeur dat vanuit dit het daar die behoefte ontstaan, maar kom ons gaan 'n treukie verder, en so is die Koinonia synode byeengeroep. En belangrik, anders as die Kairos netwerk, wat eintlik net 'n konferensie was, enige een kon kom. Niemand het jou gestuur nie, niemand het aan jou bepaalde mandaat gegee, dit was nie jou persoonlike hoedanigheid daar. Die synode konstitueer toe, met geloofsbriewe van 56 gemeentes. Sjoe. Goed, ons weet, daar is oor die 100 wat gedoleer het. Maar daar is van hulle wat reguit vir ons gesê het, ons sal graag wil gaan, maar ons het nie die geld om ons mense te stuur nie. Maar uiteindelik het ons 56 gemeentes Punt ingeneem het. standpunt in op hulle eie koste. Onthou, anders as 'n synode wat van synodale fondse gebruik maak, kom hierdie afgevaardigdes daaraan op So dit eie is koste. ernstig. Ek dink dit op sigself spreek boekdele. Absoluut. Ons hou 'n baie goeie, baie sinvolle vergadering. Wat daar weer 'n keer gesê word, hierdie Koinonia synode versoek die ASM tot gesprek, tot mediasie. Kan ons nie kom sit om 'n tafel en kyk waar kan ons uitkom nie. Daar word net gesê, hulle het nie locus standi nie. Ja, dit is fataal. As Ja. jy ophou praat, dan is daar nie vordering nie. Dan moet jy weet, dan is daar twee strominge wat Ja. nie gaan ontmoet nie. Ja. En daar is die kanse vir 'n hervorming of regstelling of wat ook al, of omkeer of wat. Dis Ja. eintlik nul. Hulle wil nie hoor nie. Ja. Nee, en ongelukkig, dit het toe nou verder gelei, dat, ek amper sê, daar was nou volgende aksies. Ja, Die eerste was nou net gemeentes wat gedoleer het. ja, Sommige het as 'n vorm van dolering begin synodale fondse terughou. Ander het ook as deel van die dolering geskille verklaar. En dan het hulle klompend op die tafel gesit. Die saamwoonbesluit, die duiwelbesluit, teologiese opleiding, kerkordelike prosedure, selfde geslagverhoudinge. Met ander woorde, 'n klomp sake is op die tafel gesit en gesê, kom verduidelik vir ons vanuit die skrif, hoe het julle hierby uitgekom? ja. En tot vandag toe kon niemand dit nog verduidelik. Ek praat vanuit die algemene Ja, hulle synode. kan nie, hulle wil nie, want daar's nie 'n Bybelse grondslag. Daar is nie Bybelse grondslag nie. So dit is die uitdaging. Ons sit en treur, maar kom gee vir ons antwoord. Ja, Ek is jammer om te sê, die antwoorde wat ons net kry, of die reaksies wat ons kry,
Wanneer kry ons julle agterstallige synodale bydraes? Die geld. Maar oor die vrae wat ons op die tafel. Ja. Nou is daartoe gemeentes wat in die tussentyd vanweë optredes teen hulle behoudende dominees, het hulle nou begin, sal ek maar sê, nek styf maak, en het jy begin ander prosesse kry. Wat ons weet, nie kerkordelik voorsiening gemaak word nie, maar ek sien dit as 'n manier om te sê, hoor my net. Ja. En een van die prosesse was die opskorting van kerkverband. Nou in die woordjie opskorting hoor ek, en ek dink dis die bedoeling gewees by die gemeentes wat nou ek is nie in so 'n gemeente nie. Ek hoor daarin iets tydelik. Dit is om te sê ek skort tydelik ons verhouding op. Nie beëindig het ek nie. Ek skort dit tydelik op. Ek wil hê jy moet my hoor. Ja. Ek wil hê ons moet praat. Ek wil hê jy moet kom verduidelik. Ek wil hê ons moet soek na 'n oplossing. Ja, as ons nie by een gaan uitkom nie, dan kan dit lei tot iets permanent. Party het mos al nou alle bande verbreek al. Dit het nou ongelukkig al gebeur, ja. Dit het ongelukkig gebeur. Maar kom ek sê die oorspronklike bedoel was nie, dat dit is 'n tydelike, amper sê 'n wekroep, 'n noodkreet, om te sê asseblief, julle wil nie hoor as ons sê ons huil nie. Nou sê ons, maar ons kan nie meer saam met julle in dieselfde huis wees nie. Ons trek nou na die huis oorkant toe, maar ons is daar nog nie land uit nie. Maar goed, in die tussentyd weet ons, daar was nie net gemeentes nie, maar die Goudland Synode het ook 'n geskil verklaar, en hulle is op die ou end half gepaai met onrealistiese beloftes en ondernemings. Ons weet daar was in die tussentyd ook die Namibië Synode, wat toe besluit het, kom ons loop eers die Matteus 18 pad, en as dit nie werk nie, dan gaan ons na artikel 37. Nou, miskien moet ek net verduidelik, artikel 37 maak voorsiening vir synodes, met ander woorde, al die synodes wat deel is van die algemene synode, wat dus help vir die samestelling, of deel is van die samestelling van die algemene synode. As hulle dit voor God in die lig van die skrif kan regverdig, dat hulle uit algemene synode verband kan tree. Let daarop, artikel 37 maak voorsiening vir synodes. Met ander woorde, Namibië se artikel 37 is heeltemal binne die ruimte van die kerkorde. Ja, want as jy aansluit, kan jy mos ook onttrek as 'n synode. Dit was die oorspronklike ooreenkomst. Ja. Nou is daar ook gemeentes wat sê, maar hulle wil ook 'n artikel 37 besluit hê. En nou moet ons toegee, die kerkorde soos hy tans staan, maak nie daarvoor voorsiening nie. Daar is egter regsgeleerdes wat sê, ons nuwe grondwet het die speelveld 'n bietjie verander. En daar mag nuwe regsbeginsels wees, wat die vryheid van assosiasie beginsel, dat jy kan assosieer, maar jy kan ook disassosieer. Maar kom ons wees eerlik. Dit is iets wat nog nie in die NG Kerk se situasie in die hof getoets is nie. So ons weet nie wat die finale uitslag van so iets sal wees nie, maar wat ons wel weet, daar is gemeentes wat toe die opskorting gekom het, verdere druk vanuit die meerdere vergaderings, vanuit hulle ringe synodes ervaar het. Ook onder aanmoediging van die ATR via die ASM na synodes toe, wat by die punt uitgekom het om te sê, dit help nie, ons praat verder nie, dis 'n doodloopstraat, ons wil kerk van die Here Jesus wees, wat die woord en die sakramente suiwer bedien. Hierdie is besig om ons klaar te maak, dit steel ons energie, dit steel ons ywer, alles, ons maak ons los. Nou ons vermoed, dat in die afsienbare toekoms, ons weet nie wanneer nie, gaan so 'n saak of 'n kombinasie van sake waarskynlik in 'n hof draai. En dit sal waarskynlik dan meer helderheid bring. Ek weet die
Die algemene synode het ook probeer paai deur voorsiening te maak dat gemeentes wat nie meer gelukkig is in 'n bepaalde synode nie, dalk by 'n ander synode kan inskakel, wat dalk meer behoudend is. Sê nou maar Goudland synode is meer behoudend as Wes-Kaap. Maar daar is so 'n klomp hekkies ingebou. Al hoe meer ingebring, né? Ja, so dis ek wil nie sê onmoontlik nie, maar Baie moeilik. amper onmoontlik. Ja. Dat 'n gemeente sê nou maar uit Wes-Kaap sal kan inskakel by Namibië Goudland synode. Ja. Oor Namibië gepraat, ek weet daar is baie vrae wat mense sê, maar verander Namibië nie nou die speelveld nie. En ek het nou onlangs weer vir iemand gesê, ek dink ons moet Namibië met baie groot respek en sensitiwiteit hanteer. Ons moet onthou, dit is 'n groot ding Ja. om te sê ek tree uit algemene synode verband. Ons moet ook onthou, En die redes wat hulle aangevoer het, 'n lang probeer om is 'n lang hervorming te proses. bring. Ja, dit dui op die erns van die saak en ek wil sê dis 'n ingrypende ding. Ja. En 'n mens moet ook besef, nie almal in Namibië is daarmee eens nie. Daarom moet ons groot respek hê dat Namibië tyd gegee moet word om eers self nou tot ruste te kom, amper sê sy eie ritme weer te vind, en te sê, waar sien ek myself binne die NG Kerk al? Is ek nie meer binne algemene synodale, ek is nog NG Kerk, want ek het uitgetree artikel 37, met behoud van my naam, met behoud van al my eiendomme, met behoud van alles. Ek is nog steeds NG Kerk. Maar wat is die effek daarvan? So ek dink nie mens moet op hierdie stadium dit vir hulle moeilik maak of hulle in 'n moeilike situasie plaas deur voortydig een of ander druk op hulle uit te oefen nie. Dink mens moet hulle rustig kans gee. Ek het nou die dag ook vir iemand gesê, jy gaan tog nie as iemand sy vrou verloor het, die volgende week met hom praat oor 'n volgende huwelik. Ja, absoluut. Gee hom kans om te rou, deur dit alles te werk, respekteer dit. Ja. En ek dink hulle moet ons dit ook doen. Wat vorentoe kan uitspeel, weet ons nie. Ek weet ook in die Vrystaatse Kerk is daar die moontlikheid al geopper en die goed is nog steeds op die tafel, dan lyk my lewend wat die Vrystaatse synode dalk in 2 kan deel. Mens sal jou moet afvra, gaan dit goedgekeur word en wat gaan die praktiese implikasies wees, hoe haalbaar is dit? Ons het nie antwoorde daarop nie. Daar is natuurlik mense wat nog steeds, ek weet, die ASM en die ATR sê nog steeds, volg die kerkordelike weg. Daar is appelle, daar is beskrywingspunte, daar is beswaarskrifte, gravamina wat jy kan indien. Die tragiese is, as ons na die nuutste kerkorde gaan kyk, kerkorde 2023, daar word voorsiening gemaak in die artikels, maar in die reglemente waar die detail beskryf word dit so moeilik, dat jy wil amper sê onmoontlik gemaak. Byvoorbeeld, ek bly nou in Wes-Kaap synode. As ek nou 'n appel wil instuur, laat ek eers so sê, toe ek dit vroeër wou gedoen het, kon ek dit direk aan die algemene synode stuur. Daar was geen beperking nie. Lidmate, kerkrade, gemeentes, enige een kon 'n gravamen instuur, kon 'n appel instuur. Daarom, ek wil ook net dit bynoem, ek en Dominee Theo Dansvoos het ook by 2019 en ook by 2023 het ons gravamina ingedien. Sodat ons saak elke keer weer op die tafel, ons weet wat daarmee gebeur het. Daardie weer 'n keer, pak goed en daardie CD vol goed, is weer net 'n keer. Lekker by mekaar gesit, maar sê dit gaan hieroor af van die tafel af. Maar goed, dit staan nog in die kerkorde dat ons kan appeleer. En ons kan nog steeds gravamina indien. Die veld van appel is egter nou so verklein en die beperkinge amper so onmoontlik gemaak dat dit onmoontlik is. Ja. As ek 'n gravamen nou wil indien, moet dit deur die synode gaan. En kan 'n mens nou indink dat Wes-Kaap synode
Helgard van Rensburg se gravamen na die algemene synode gaan stuur, sonder negatiewe kommentaar. Ja, nee, Met ander woorde, Weskaap is so liberaal wat jy kan kry. ja, met ander woorde, in effek Ja, is my mond gesnoer. ja, In effek het die kerklike weë ja, opgehou. ja, Ten spyte daarvan ja, wil ek steeds die stryd stry. Wil ek steeds doen wat ek kan doen. Wat ons nou probeer doen is, en ek het dit aan die einde van die vorige gesprek ook gesê, is om vanuit ons liefde vir die Here en vir sy kerk, vanuit ons liefde vir die NG Kerk, wil ons solank ons kan en sover dit binne ons vermoë is, steeds ons beywer vir reformatie van binne af. steeds opstaan vir die waarheid, Opstaan vir die waarheid, en as deel daarvan, waar die Bybel jou vertrekpunt is. dis reg, Bybel is die vertrekpunt, Ja, en dan, in soverre ons kan, wil ons kyk waar ons kan advies gee, kerkordelik, aan leraars wat tans vervolg word, aan kerkrade wat vervolg word. dis 'n ander groot storie daarin, hè? Ja, nee, dis 'n bitter hartseer ding, dat vrysinnige leraars in kerkrade kom weg met moord. Ja, Behoudendes, wat sê ek wil maar net staan by die woord, die skrif en die getrouwens. belydenis, Ja, hulle word vervolg. ja, En die tipe klagtes wat gelê word, mens sal sê totaal belaglik. En as dit belaglike klagtes wat lei daartoe, dat leraars se legitimasie herroep word. jy weet, jy moet 'n studie daarvan maak. Ek sien ons tydjie raak eintlik klaar en by jou volgende opname, as jy weer Kaap toe kom, al daardie vervolgings, want elke gemeente het 'n ander storie, het 'n ander gebeurtenis, daar mense dit opteken en duidelikheid kry daarvoor. Jy weet, die storie van die NG gemeente, die moedergemeente in die Strand, is anders as die ander gemeentes. Elkeen het 'n groot storie waar Ja. baie dominees se legitimasie is net opgeskort. Ja. Daar is 'n groot storie. Ja, ja. Jy moet daar 'n raamwerk kry, so daardie bespreek en kyk en wat gaan gebeur. Baie is nog in 'n proses, jy weet. Ja. Miskien net sê, daai in die proses, dit maak natuurlik dat van hulle is eintlik nog sub judice. Dit is die En punt. dis hoekom ek my weerhou daarvan. Ek sou praktiese voorbeelde kon genoem het. Ja, Maar ek wil op geen manier dat ons by wyse van enige openbaarmaking of debattering nou oor die saak. vererger nie, ja. Ja, dan benadeel ons dalk die hele, ek wil amper sê die integriteit van die saak, want ek sê nog altyd, al sou 'n ding uiteindelik in die hof draai, ek bly 'n gelowige kind van die Here, Ja, en ek sê altyd, wat ons ook al doen, moet altyd met integriteit geskied. ja, En as ons nou, ek wil amper sê onder duims te werk gaan, wat maak dit ons beter as iemand anders? ja. Ek dink ons moet ons tog onderskei deur te kyk wat is die regte en so ver moontlik Ja, die regte te bly doen. ja. In die tussentyd, ons bly dit bidden. Jy sê baie keer vir jouself, maar is dit nie maar 'n doodloopstraat nie, dan dink jy maar aan die tog deur die Rooi See. Ja, dis 'n proses, dis 'n pad wat jy stap. Behalwe Dis 'n dit, as die Here die waters kon oopmaak, Ja. wie sê die Here kan nie vandag verandering binne ons kerk bring nie. Kyk waarheen die Here lei, nie? Ja. Daardie pad kyk. Ja. Ja, ai. Jong, ons tydjie is eintlik op. Ek wil vir kykers sê, Dominee Helgard is 'n emeritus dominee. Hy bly in George. As jy hom wil gaan besoek daar, hy het 'n vriendelike vrou. Ek glo nie die hond is te groot daar Ek nie. het nie 'n hond nie. Jy het nie 'n hond nie, nee. Gaan gesels met hom, gaan gedeel gedagtes, nooi hom uit om die gemeente te kom toelig wat aangaan daar, of daar te kom preek, of wat ook al. Maar ons sal nie oor 'n ruk weer moet sien nie, so want hierdie dinge, hierdie prosesse gaan aan. Ja. Mens bietjie opdatering kry wat gaan aan, en ons wens u en al die doelerendes sterkte toe, en solank 'n mens se vertrekpunt die skrif is, jy weet, 'n mens moet altyd teruggaan na die skrif. Dit is 'n verskriklike belangrike daarin. Dat mense gaan kyk, wat sê die skrif? Hoe praat die Heilige Gees met hulle? Watter leiding is daar?
As hierdie skrifgebonde is nie nou dat ek dan raak op dwaalspore af, maar is 'n verskriklike, en hierdie hele ding, glo ek, sal mense meer forceer, of sommiges forceer om meer te gaan kyk, wat sê die skrif, laat hulle weet, waarop is hulle geloof baseer daar. Ja, soos ek sê vir jou, baie dankie. Het nog 'n minuut of 2 as jy 'n laaste woordjie wil sê vir die kykers. Ja, ek dink al wat ons miskien kan sê is dat elke gelowige, behoudende gelowige, persoon wat sê ek is vir die Here lief, ek is lief vir sy woord, omdat die Here my eerste lief gehad het. Hoor maar die woorde wat 'n Paulus ook vir 'n Timoteus gesê het. Bly getrou aan dit wat jy geleer het. Jy weet wie jou leermeesters was. Bly getrou aan die woord. Dis die enigste basis, fondament vir ons geloofslewe. En mag die Here vir ons uit hierdie verskriklike hartseer situasie kom lei. Ek groet u.